Goeiemiddag, ek Corneyso en ek gaan vandag verder met die verduideliking hoekom ek sê die wederkoms van Jesus het reeds gebeur. En ek moet sê dit is nogals moeilik want toe ek begin het kyk daarna en nou moet ek dink wat gaan ek vir julle, waar gaan ek begin? Waar begin ek? En ek glo die Here het vir my 'n reënboog gegee wat julle sal sien daar op die skerm. Dis 'n foto geneem van 'n reënboog. En toe ek weer gaan lees het wat daar staan in Genesis 8 vers 21. Ek lees net vir julle die King James vertaling, want dit is baie goed vertaal. And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite any more everything living, as I have done. While the earth remained seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. So wat belangrik is hierso is net na die groot vloed, toe Noag nou die offerande gedoen het vir die Here, het die Here gesê, alright, hy gaan nie weer almal uitwoes soos hy gedoen het nie, en die rede daarvoor is ons almal, ons hearts is evil from ons youth. Dit is hoe dit is. En natuurlik nie lank daarna nie, toe bou hulle die toring van Babel en die Here het afgekom en almal se taal verwar en toe het daarvandaan het hulle oor die hele wêreld versprei. So dit was nie baie lank daarna nie en mense was sondig. So daar's net twee dinge wat hier uitstaan vir my en dit is baie baie belangrik. Dat die Here gesê het hy gaan nie weer almal uitwoes nie. En dit is vir die wederkoms ook. Onthou, het gesê hy gaan nie weer almal uitwoes nie. So daar gaan altyd mense oorbly. Al kom daar 'n oordeel. So as ons nou kyk na die hoe die verlossingsplan begin het, dit het altyd gegaan oor 'n nasie en 'n land. As ons kyk na Genesis 12 vers 1 tot 3, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy die seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Dit was die begin van God se plan, sy reddingsplan. As ons nou kyk na Genesis 15 vers 18, op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af, tot by die groot rivier, die Eufraat rivier. En as ons nou 'n bietjie verder gaan lees, dan sien ons dit is die land van Kanaan. En ek sal, dit is Genesis 17 vers 8, en ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Maar daai land daar wat ons vandag na verwys as Israel, is nie die land van Israel nie. Dit is glad nie dieselfde land nie. Die kaarte wat ek nou wys, is meer hoe dit gelyk het verbond. So, as ons kyk na die profetiese merkers, dan sal ons sien, dit is alles wat moet gebeur na Jesus se wederkoms. So as ons mooi kyk daarna, dis eers Jesus kom terug met die wederkoms, en sodra hy terugkom, as die teken van hom verskyn, dan gaan die dier en sy magte na Armageddon toe. Dis die stuk land, om teen Jesus en sy magte oorlog te voer. En Jesus het natuurlik gewen. Die dier en die valse profeet word dan in die poel van vuur gegooi
En dan word Satan vir 1000 jaar vasgebind. Daarna is dit Jesus se koninkryk op aarde vir 1000 jaar. Wat hy regeer saam met die saints of in Afrikaans die heiliges. Dan na die 1000 jaar word Satan weer losgelaat op aarde. En dan mislei hy die hele wêreld weer om saam met hom te staan, net soos hy die engele magte mislei het. 1/3 van die engele magte mislei het in die hemel. Net so mislei hy weer die hele aarde. En hy maak almal bymekaar vir die oorlog teen die land waar die Here sy koninkryk gebou het. Satan mislei en omsingel die laar van die heiliges en die geliefde stad. So, ek glo dat ons nou net voor daai oomblik is. Met ander woorde, ons is al verby die 1000 jaar van Jesus se reign oor hierdie hele aarde. En Satan was nou al 'n lang tyd terug losgelaat. Ons sien dit maklik, Eerste Wêreldoorlog, Tweede Wêreldoorlog, al die dinge wat nou aan die gang is, negativiteit, geknars van tande, dit is stres, geween, want ons is buite die laar van die heiliges. Ons is nie in die land nie, ons is buite die land van die heiliges. En so Satan roep ons almal aan om teen hulle te beklei. En ons kan so en al klaas sien in die nuus, hulle begin nou meer praat van aliens, alien disclosure en al daai dinge. En dit is maar net om vir jou te sê, hier's aliens op aarde, en dit is hulle. Dis die heiliges. Ons gaan opgeroep word om teen hulle te beklei. En dan gaan een of ander ding nou gebeur, ek weet nie wat nie, wie weet, maar dalk is dit die daai inspuiting wat almal gekry het, en dan gaan klomp mense dood, en dan blameer ons dan nou die aliens, en dan word almal dan so opgetrek om teen hulle uit te vaar. Maar wat gebeur dan, as almal rondom die land van die heiliges is, dan val daar vuur uit die hemel en dit verwoes almal. Daarna het ons die groot wit troon, dit is die groot oordeelsdag, waar mense uit die dood uit opgewek, almal word uit die dood uit opgewek, net die heiliges wat deel was van die eerste opstanding, is nie deel van hierdie groot wit troon se oordeelsdag nie. En dan word daar alles wat hulle aan die mense gedoen het, word voor hulle gespeel, en dan word jy dan of kry jy die ewige lewe, of jy word in die poel van vuur gegooi. Verstaan hierdie dinge gebeur lank na die 1000 jaar vrederyk. Dan kry jy weer daarna 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel, dit gaan verby, en dan is daar nie meer 'n see nie. Het staan presies so in die Bybel, in Openbaring, en daarna, dan gaan die nuwe Jerusalem, kom dan van die hemel af op die aarde, dit daal dan af op aarde, en dit is waar God en Jesus op aarde leef saam met ons. En ek wil net sê, baie mense dink dat ons in 'n tyd lewe, wat ons as ons doodgaan, dan gaan ons na die, jy weet, ons dis amper asof mense dink hulle doel is die hemel, maar dit is nie die hemel nie. Ons is gemaak vir die aarde. Ons is gemaak om hier, jy's 'n mens, jy's gemaak om hier te, jy's nie gemaak vir die hemel nie. En ek sal nog 'n video daaroor maak. Dit is 'n verkeerde denkwyse om te dink jy word half ge-upgrade hemel toe as jy doodgaan op die aarde. Jy's 'n mens, jy was geskep om in die aarde te woon. Ons was nie geskep om dood te gaan op aarde nie. Ons was geskep om vir ewig te lewe. En dis deur die sondeval oorspronklik wat dood in die wêreld ingekom, en dis hoekom ons doodgaan.
Dood was nou nooit veronderstel om deel te wees van alles nie. En dan wil ek julle gou vat na Sagaria 14 vers 1 tot 21. Ek gaan nie alles lees nie, maar hier kom dit en verduidelik in detail presies wat gaan gebeur met die wederkoms van die Here as hy gaan terugkom. En dan kan julle mooi sien daar dit gaan oor die land en Jerusalem. En ek vat julle na een van die verse toe daar en daar staan die hele land sal soos die vlakte word van Geba tot Rimon, suid van Jerusalem. Maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek, van die poort van Benjamin af tot by die plek van die vorige poort, tot by die hoekpoort, en van die toring Hanino, tot by die parskype van die koning. En hulle sal daarin woon, die heiliges, en daar sal geen banvloek meer wees nie. En Jerusalem sal veilig woon. Vir altyd, né? En dan bietjie verder lees ons, en almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal so dit beteken, na die wederkoms het Jesus aarde toe gekom, en baie van die nasies verwoes, en veral die nasies uit die land Kanaan of Israel uitgegooi. Maar daar was baie mense oor op die aarde, na Jesus gekom het. Want hier so staan duidelik, en almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskale, en om die hittefees te vier. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning, die Here van leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. So hierso sien ons in die 1000 jaar, wat die hele aarde van Jerusalem af geregeer was, het mense opgegaan, elke jaar op die loofetefees om die Here te aanbid. En daarna het was Satan toe losgelaat, en ons is nou in daai misleidende tyd, waar ons soveel misleiding het, dat ons letterlik nie meer weet wat skop of stert nie. Die enigste manier om te weet wat 'n skop of stert is, mens moet 'n keuse maak. Of jy glo alles wat die Bybel sê, 100%, of jy glo wat die mense sê. Want die groot probleem is, as jy glo wat mense sê, wat wetenskap sê, wat alles wat rondom jou, wat al die mense en al die leuns is, dan is dit 'n warpoel van opinies en verskille. Maar die Bybel is duidelik. As die Bybel 100% waar is, wat dit is, ek sê nie al die vertalings nie, maar is baie maklik om ek het vinnig agtergekom wat 'n Bybels is uitgeëdit, jy sal soms sien party verse is uitgehaal, so dis baie maklik om te sien wat 'n Bybels is as prins verkeerd vertaal. Ja, maar soos om terug te kom na my punt toe, dis baie maklik om te sien wat is die waarheid in die Bybel, en as ons die Bybel glo 100%, die woorde wat staan in die Bybel, ons glo die Here het dit gegee, dit is geïnspireer deur die Heilige Gees, dan het die wederkoms reeds gebeur, die 1000 jaar is reeds verby, Satan is vrygelaat, ons lewe nou in die tyd van groot misleiding, en hy gaan ons mislei om teen die heiliges te gaan optrek. Mag jy nie deel wees van daai groep nie, mag ons 'n geleentheid kry om te gaan na die land toe, in ons leeftyd, mag die Here ons dit gun. In die naam van Jesus. Amen.